ons gaan net so sit, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Wonderlike Hemelse Vader, ons leer uit die woord dat U die driemaal heilige God is. Ons besef en verstaan dat ons onsself op heilige grond bevind, wanneer U deur U Gees in ons midde werksaam is, en wanneer ons die woord open om Christus te verhoog, wat mense na homself trek. En ag Here, ons pleit en ons vra dat ons met die nodige agting en die nodige versigtigheid na U sal nader, en sal vra dat U ook in genade U liefde oor ons sal uitstort, Here, en die werking van U Gees in ons midde sal uitstort, sodat ons bewus sal word, dat U in ons harte werksaam is om ons te verander, Here, om meer te word soos ons Here Jesus Christus. U sê vir ons daar in Filippense die 2de hoofstuk, werk julle eie heil uit, met vrees en bewing, want dit is God, wat in julle wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Ons besef en verstaan maar net een ding, Here, as U nie deur U Gees in ons harte lewe kom bring het nie, dan sou ons nie lewe gehad het nie. Dankie dat U wat die goeie werk begin het, Here, dit sal voleindig tot op die dag van verlossing. Baie dankie dat ons die waarborg uit die woord het, dat niks ons sal skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Baie dankie, Here, dat U ons oproep tot 'n toewyding, en U sê vir ons dat ons oë gefestig moet wees op U, die leidsman en die voleinder van ons geloof. En ag Here, ons dankie, ons eer U, ons aanbid U vir 'n plek van samekom soos hierdie, waar ons as kinders van die Here kan eer bring aan U, die God van alle gode, die een wat leef, wat op die troon van die hemel sit, en van die aarde maak die voetbank van sy voete. En mag U ook hierdie baie beskeie, eenvoudige poging van ons aanvaar, Here, as 'n liefdesoffer aan U, om U te eer en vir U te sê, dankie Vader, vir U liefde in Christus, wat aan die vloekhout op Golgotha geopenbaar is, sodat ons deur die oortuigingswerk van die Gees met U versoen kon word, op grond van hierdie kosbare verlossingswerk. Dankie vir ons ewige hoofpriester, wat nou vir ons intree, en dankie vir die Heilige Gees, wat ons leer hoe om te bid, want ons weet nie reg wat om vir U te sê nie. Maar dankie dat ons weet dat U Gees, Here, ook sig hier in ons binneste, en dat U meer hoor as ons woorde, want U ken ons harte. Seën ons saam syn, Here, die lees van U woord, die oordenking daarvan, en ons eer U dat ons dit kan vra in U naam. Ons wil ook net baie dankie sê, Here, vir die wyse waarop U vir ons sorg, elkeen wat gee, Here, met 'n blymoedige hart, hulle wat, Here, maandeliks hulle offergawes en tiendes inbetaal in die rekening, hulle wat hier gee by die gemeente. Ons dank en ons loof U dat U self U kerk in stand hou, en dat U self, Here, die werk wat gedoen word vir U naam, Here, ook onderhou, en ons eer U dat ons U kan loof as die een wat vir ons gee, sodat ons in dankbaarheid kan teruggee, omdat ons deur U, Here, opgewek word om dit te doen. Seën dan ook, Here, die spandering van hierdie fondse in U koninkryk, tot eer van U naam, en Here, ons loof en ons prys U. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk, van God ons hemelse Vader, en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou, ons is tans besig met ons reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring, en ek vra jy om die woord van die Here oop te maak, by die boek Openbaring, en dan ook die 7de hoofstuk. Nou, ons is tans besig met daardie gedagte van die 144 verseeldes, en ons het laasweek in ons eerste boodskap al reeds daarna gekyk, vanmôre dan ons tweede boodskap, en bid dat die Here vir ons ryklik sal seën, en daarom gaan ek dadelik wegval. Ek lees dit Openbaring 7. Nou vriende, ek het al reeds so hier in die omgewing van 25, 26 boodskappe gepreek, so ek het maar net aangegaan met die reeks. Vir u wat nou nie van die begin ingeskakel het nie, is baie welkom op ons webtuiste dan die boodskappe te kry, en as daar enige vraag is u baie welkom om te vra. Openbaring 7 vers 4, en ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel, uit die stam van Juda, 12.000 verseeldes, uit die stam van Ruben, 12.000 verseeldes, uit die stam van Gad, 12.000 verseeldes, uit die stam van Aser, 12.000 verseeldes, uit die stam van Naphtali, 12.000 verseeldes, uit die stam van Manasse, 12.000 verseeldes, uit die stam van Simeon, 12.000 verseeldes, uit die stam van Levi, 12.000 verseeldes, uit die stam van Isaskar,
12.000 verseeldes uit die stam van Sebulon, 12.000 verseeldes uit die stam van Josef, 12.000 verseeldes uit die stam van Benjamin, 12.000 verseeldes. Onthou u nog die stam wat nie genoem word in hierdie 12 stamme nie? Die stam van Dan is nie genoem in hierdie 12.000 verseeldes nie. Ons het verlede week bietjie daaroor gepraat. Ek gaan nie veel uitbrei daaroor nie, maar ons vind die stam van Dan, vind ons nie in hierdie 12.000 mal 12.000 verseeldes nie. Na hierdie ding het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Ons het al reeds met u daaroor gepraat, vir u gesê waaroor hierdie gedagte gaan, en vanmôre gaan ons so 'n bietjie spring na Openbaring 14 toe, omdat ons in Openbaring 14 weer lees van hierdie 144.000. En ek wil vanmôre net 'n boodskap bring, dat ons hierdie twee bymekaar bring, dat die legkaart vir ons bietjie beter in plek kan val, dat ons kan sien ook, in Openbaring 14 word weer melding gemaak van hierdie 144.000. Ons lees net die eerste 5 verse saam. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000, met sy naam en die naam van sy vader op die voorhoofde geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor, soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van siterspelers, wat speel op hulle siters. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon, en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000, wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg, waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense, as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle sonder gebrek voor die troon van God. Nou vriende, ons gaan net tot sover saam lees, en as tema hou ek vanmôre aan u voor die gedagte van die 144 onberispelike getuies. En ek het vir u gesê, toe ons weggeval het met die reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring, dat daar verskillende interpretasies van die boek is, en u kan u vergewis van die boodskap, en ook wat ek vir u gesê het, en ons gaan nie mense aan die keel gryp en wurg, as hulle nie saamstem met ons, oor sekere aspekte van die verklaring van die boek Openbaring nie. As ons lees na van die groot kommentaarskrywers, is daar ook van hulle wat verskil met mekaar oor sekere van die aspekte, maar die groot ding wat saamkom is, dat die Here gaan terugkom, hy gaan kom heers, en sy ewige koninkryk sal dan ook gevestig word, en daarom eer ons die Here, dat ons deur die boek Openbaring kan werk. Ons is besig met die futuristiese siening, of die gedagte dat die eerste 3 hoofstukke dan ook afgehandel is. Dit is die gemeentes wat bestaan het, en die kaart is ongelukkig nog nie op nie. Ons sal in hierdie week kyk om hom weer op te sit. En dan sien ons van hoofstuk 4 af, dat Johannes in die hemel is. Hy sien sekere gebeure daar, en dan ook die eindgebeure, wat dan in die boek Openbaring vir ons aangedui word, totdat ons by die laaste hoofstuk kom, waar die nuwe hemel en die nuwe aarde gevestig sal word. Nou, laas week het ons uit Openbaring 7 met u gepraat oor die 144.000 getuies, en ons het die vraag probeer beantwoord, wie is hierdie 144.000? Vir u gesê, dat die Jehova getuies sê, hulle is daar die 144.000, of meer in besonder, die superheiliges. En toe ek jare terug by hulle hoofkwartier in Suid-Afrika was, daar in Kreeusdorp, het daar die man gesê, daar is nog net 'n paar plekke oop. Nou, u moet spring as u 'n plek wil hê, as u dan dink dat u deel van daardie 144 gaan wees. En dan sien ons ook die 7-dagse Adventiste het 'n gedagte in hierdie rigting, dat hulle deel van hierdie 144 gaan wees. Nou, vriende, 144.000 is eintlik min. As jy vat aan Suid-Afrika alleen, is daar so ongeveer 70 miljoen mense. So dis 'n spikkeltjie as ons nou dit wil van toepassing maak op 'n groep mense, om te sê dat hierdie uitverkore groep dan in die hemel gaan wees, en die res gaan hier op aarde maar moet probeer om hulle eie ding te doen en te hoop vir die beste. Ek het vir u gesê, die Bybel is baie duidelik daaroor, en as ons so 'n bietjie na die kommentaarskrywers gaan kyk, en die manne wat hierdie dinge bestudeer, sê die Bybel ook vir ons baie duidelik, dat hierdie 12.000 uit elke stam van Israel is. Ek het vir u gesê, God se plan met sy volk is nog nie verby nie.
U sien, ons is nie die vervanging van die volk Israel nie. U en ek is nie Israeliete nie, ons is Suid-Afrikaanse burgers. Ons is mense wat gebore is hier en eintlik slegte nuus vir jou en my, ons is heidene. Want almal wat nie Israel is nie, is heidene. God se volk is 'n besondere volk. Die Here roep Abraham uit Ur van die Galdeërs. Hoekom? Omdat God wou. En omdat God sy liefde oor Abraham uitgestort het, en God het uit Abraham hierdie geslag gebou, en ons het verlede week bietjie daaroor gepraat. Vir u gesê, vriende, hierdie 144.000 kom tot bekering aan die begin van die verdrukking, en leef deur die loop van die verdrukking, en ons noem dit ook die groot verdrukking, en hulle sal kragtig vir die Here getuig. Hulle sal die seël van die Here op hulle voorhoofde dra, en word beskou as die eerstelinge van God se sieleoes aan die begin van die verdrukking. En ek moet vir u sê, ek is baie keer gefassineer met gemeentelede, en ek het besef, hulle is mense soos ek 'n mens is. Want die meeste vra vir my nou, hoe gaan hierdie see lyk? Dan sê ek weet nie. En my gunsteling vers is, Deuteronomium 29 vers 29, die verborgde dinge is vir die Here ons God. So, ons hoef nie altyd alles te weet van wat God in sy woord sê, om te verstaan wat die breë prentjie is wat God vir ons wil deurgee nie. Hy gaan hulle op 'n besondere manier verseël, en as ons kyk in die tyd van die anti-kris, gaan sy volgelinge 'n seël dra. En wat hierdie merk gaan wees en hoe dit presies gaan lyk, weet ons nie, maar een ding weet ons, dit gaan heel moontlik 'n sigbare merk wees, wat mense gaan uitken as hierdie is volgelinge en getuies van die Here Jesus Christus. Hulle wat die merk van die anti-kris nie gaan vat nie, sal later daarby uitkom, sal met hulle lewens boet. Nou ons het gesien in Openbaring 7, lees ons van hierdie 144.000 getuies, en nou vind ons hulle weer in Openbaring die 14de hoofstuk. Nou ons vind 'n paar gedagtes, vriende, wat ek met u gaan hanteer, rondom hierdie 144.000 getuies, onder die tema 144.000 onberispelike getuies. En ek het hierdie tema so verwoord, omdat ek besef het, dat u en ek ook as getuies vandag onberispelik moet wees, as ons 'n impak wil maak vir die Here. Dit help nie ons wil 'n getuie wees, en ons leef soos die wêreld, doen soos die wêreld, gaan waar die wêreld gaan, en hulle sien nie in ons lewens 'n merkwaardige verandering, wat Christus deur sy gees kom bewerk het in my hart nie. Ek onthou jare terug, toe ek begin het met my meestersgraad daar by die Pikke, nou ek het ongelukkig nie klaargemaak nie, nou die geleerde man sit daar agter, ons sal nie name noem nie, maar toe ek by die Pikke uitkom, was my verhandelingse tema gewees, hartsverandering as 'n voorwaarde vir gedragsverandering. En ek het besef, by hierdie 144.000 getuies sal presies dieselfde ook geld. Dit is God wat deur sy gees hulle harte kon vernuwe het, sodat hulle ook vir hom 'n getuie kon wees. En luister, as die Here jou hart vernuwe deur sy gees, sal daar 'n sigbare verandering plaasvind. Party mense dra 30voudig, ander 60voudig, ander 100voudig vrug, maar daar sal vrug wees, en die wêreld sal sien dat ons vrygekoop is deur die Here self. Nou hierdie 144.000 getuies wat aan die begin van die groot verdrukking deur God geroep gaan word, deur God getrek gaan word, deel van sy volk, om ook vir sy volk en vir die ander getuie te wees. Die Bybel sê hulle is vrygekoop van die aarde. Ek lees net weer vir u Openbaring 14 vers 1, en dan aan die einde van vers 3 sal u sien wat daar staan. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Toe ek hierdie woorde lees, ek bietjie gaan navorsing doen, bietjie gaan lees, wat sê kommentaarskrywers oor, wat beteken die van die aarde vrygekoop is? En ag vriende, ek het in hierdie ondersoek agtergekom dat hierdie manne was wat God dan geroep het uit hierdie bose sisteem om vir hom kragtig te getuig. U sien, Johannes ontvang hierdie visioen van die 144.000 wat deur die kosbare bloed van Jesus vrygekoop is van die aarde. Onthou, die Jode die Messias gekruisig, en nou in hierdie tyd van groot verdrukking sal hulle hierdie Christus omhels en hulle sal kragtig van hom getuig, omdat hy ook
hierdie een is wat ons aanbidding waardig is en die een is waaroor ons kan praat met groot vrymoedigheid. Jy sien, Johannes sien ook dat hulle getrou aan Christus gebly het deur die groot verdrukking en staan nou voor hom op die berg Sion tydens sy 1000-jarige vrederyk op aarde. Ek het vir u gesê dat die meeste gereformeerde kerke verskil van ons in hierdie siening oor die gedagte van die 1000-jarige vrederyk. Baie sê dat ons lewe nou in die 1000-jarige vrederyk. Nou ek gaan nie te veel daaroor debatteer nie. U moet maar self vir u besluit en die besluit vir u maak. Maar die gedagte is net, daar gaan 'n tyd aanbreek as ons die Bybel reg verstaan en die profeseë dat Christus ook hierdie belofte aan sy volk gaan gestand doen deur 'n 1000-jarige vrederyk op aarde te kom skep. Meer so 'n bietjie daaroor later in die reeks. U sien, Johannes sien dit asof dit reeds gebeur het. U sien hier die 144.000 moet nog deur die laaste deel van die groot verdrukking gaan, maar hulle sal bewaar word om saam met Jesus te wees wanneer hy self vanuit die hemel neerdal en sy koninkryk kom vestig. En dit het vir my soveel moed en hoop en krag gegee, dat die God wat my red is die een wat my deur die diepste van stryd en beproewing sal dra om my veilig in sy heerlikheid aan te bring. Die Bybel sê vir ons dat soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Luister, hy gaan jou nie begewe en nie verlaat nie. Ek gee nie om wat die omstandighede is wat jy tans beleef nie. En nou wil ek net 'n kort woord van waarskuwing gee. Ek het hierdie week 'n lang gesprek met 'n persoon gehad wat vir my gebel het, baie ontsteld oor dinge wat gesê was, mense wat visioene en drome oor haar lewe gehad het en die Gees sê vir hulle, gaan sê vir haar en die Gees openbaar en sy vra my nou, wat moet ek doen rondom dit? Toe sê ek vir haar, vergeet dit. Hierdie mense is leenaars, want die Gees praat deur God se woord vandag tot my hart en die Here het nie nodig om te skinder by iemand anders te oor my om vir jou te kom sê nie. As jy getrou die woord van God lees en getrou in sy huis is, sal die Here getrou deur sy Heilige Gees sy woord in jou hart lewend maak. En die Here sal jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy sal jou lei in sy waarheid. Die Here het nie nodig om deur al hierdie sogenaamde selfaangestelde profete ensovoorts dinge aan ons te openbaar nie. Hierdie mense het vir hierdie persoon gesê, jy moet gaan om bevry te word. Daar is bindinge in jou lewe. En ek het so vir haar net gesê, luister, vergeet hierdie dinge en kry jouself by die woord van God. Dat die woord van God met jou hart spreek, want die Bybel sê in Johannes 15 vers 3, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. God se woord het 'n wassende effek op my siel, op jou siel, as jy maar net tyd gaan neem met die woord. So moenie dink omdat Johannes 'n visioen gehad het, jy moet ook bid vir een nie. Lees die woord. Die woord is klaar geskryf. Die 66 kanonieke boeke is vasgestel. U kan dit met groot vrymoedigheid lees, want is geïnspireer deur God self. As vrygekooptes dra hierdie 144.000 die seël en teken van die Here en kan verseker wees van sy volhoubare en ewige verlossing. En die vraag bly nou, wat beteken dit dat hulle van die aarde vrygekoop is? En ek gaan vir u probeer verduidelik, as u vir my kans gaan gee. U sien, dis die eerste geestelike les wat ons nou gaan leer. Die Bybel sê hulle is van die aarde vrygekoop, en ons moet bietjie kyk, wat bedoel die Bybel daarby, en ek wil vir u vra, wanneer ek hierdie vraag probeer beantwoord, wil ek u 'n vraag vra. Is u al vrygekoop van hierdie aarde, deur die soendood van Jesus aan die kruis? Behoort u aan die Here Jesus Christus, want as die Bybel sê die 144.000 is vrygekoop van die aarde, beteken dit eenvoudig dat hulle die Messias aanskou het in sy heerlikheid, nie fisies noodwendig nie, maar deur sy Heilige Gees die oortuigingswerk. Hulle het hom gesien as die redder, as die verlosser, en hy kom koop hulle vry van hierdie aarde. Die vraag vanmôre vir jou en vir my, is ons al vrygekoop van hierdie aarde? Nou, u kan alleen aan hom behoort, vrygekoop wees van hierdie aarde, as u wedergebore is, as u nuut gebore is, as u van bo gebore is. En die vraag vanmôre, en ek hoor hoe vra u dit vir my, wat is wedergeboorte? En ek gaan u graag beantwoord.
En ek gaan vanmôre vir u probeer verduidelik, en hierdie is punt 1. Ek hoop ek kry klaar met punt 1, maar die gedagte is, ek moet dit vasmaak. Hierdie week sit ek in my studeerkamer en ek worstel, en ek dink, Here, moet ek hierdie punt nie net korter maak, en dat ons oorgaan na punt 2 en punt 3 nie, en ek besef net, ek moet hierdie fondasie vas lê, want die begin van Berea Christen Gemeente moet ook reg wees. Ons kan nie net lidmate inneem, as hulle nie seker is, dat hulle van bo gebore is nie. En ons gaan vanmôre sien wat dit is, want van bo gebore beteken nie, ek het 'n oorgawe een of ander tyd gemaak, ek het my hand opgesteek by 'n konferensie, ek het as kind by 'n jeugkamp 'n briefie geteken, en nou behoort ek aan Jesus, maar daar's niks van Jesus in my nie. Kom ons kyk vanmôre, hulle is vrygekoop van die aarde. Die vraag vanmôre is, jy en ek vrygekoop van hierdie aarde? Is ons nie, is ons burgers van die hemel, soos die apostel Paulus dit vir ons dan ook stel. Nou die eerste gedagte, vriende, wedergeboorte, of die feit dat jy vrygekoop is van hierdie aarde, dat jy 'n burger nou van die hemel is 'n daad van God. En jy moet saamvolg, jy moet asseblief nie 'n afleiding maak voor jy nie by die 5de gedagte van punt 1 kom nie. Nou weet jy hoeveel punt is daar onder punt 1. Hou moed, dis 'n daad van God. Jy sien die gedagte is net, wat bedoel ons daarby as ons sê ons is vrygekoop van die aarde en dit is 'n daad wat God in ons siele kom doen het? Wat bedoel ons daarby? En ek dink die antwoord, as ons die Bybel lees, is duidelik en voor die hand liggend. Want jy sien, ons moet geestelik van bo uit God lewend gemaak word. Nou jy kan vanmôre vir my sê, maar ek lewe. Ek is alright, ek kan my nek draai, ek kan sien, ek kan my ore beweeg. Ek weet nie of jy al gesien het, baie mense wat maak hulle nie, as jy preek sien jy baie goed. Maar die gedagte is, daar is baie dinge wat ek kan doen, so ek lewe. Nou luister, ek het miskien fisiese lewe. En gisterand in ons huisgodsdiens het ons dit hanteer. Maar 3/4 mense is geestelik of is fisies lewendig, maar hulle is geestelik dood. Hulle het geen aptyd vir die Here God nie. Daarom, hulle moet lewend gemaak word. En die vraag is, waarom moet hulle lewend gemaak word? Die Bybel leer ons dat ons geestelik doodgebore word. Van ons geboorte af is ons wil gebonde deur sonde. Ek hoor dikwels mense, en u moet tog nou nie verkeerd verstaan wat ek sê nie. Maar ek wil vir u vanmôre sê, baie mense beroem hulle self op 'n vrye wil. Jou wil is so min vry soos my wil vry is. Ons wil is gebonde deur sonde. Van ons geboorte af doen ons sonde. En julle as ouer mense wat kinders al groot gemaak het, sal weet waarvan ek praat. Jy het nie vir Boetie geleer om 'n tantrum te gooi nie. Hy gooi ene. Jy het hom nie geleer om te steel nie. Hy steel. Jy het hom nie geleer om te lieg as hy klaar gesteel het nie. Hy lieg as hy met die koekie agter sy rug staan en jy vra vir hom, wat is agter jou rug? Dan sê hy niks nie. Hy het nog nie geleer om reg te lieg nie. Maar hy lieg. Hoekom? Want hy word 'n sondaar gebore. En ek wil vir u en ek moet dit verstaan, vriende. Ons word nie in God se koninkryk gebore nie. Ons word gebore met 'n wil wat gebonde is deur sonde. En daarom is wedergeboorte of om van die aarde vrygekoop te word, om gered te word, 'n werk van God. Die Bybel sê in Job 14 vers 4. Ag, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine. En wat sê Job? Nie een nie. Nie eers Adam en Eva se kinders was rein nie. Hoekom nie? Want hulle het gesondig voor hulle kinders gehad het. Daarom het hulle hierdie seuns in wat Eva gebaar het, wat in sonde ontvang en gebore is, en daarom het die eerste broer dan ook sy broer vermoor. Hoekom? Want in sy hart was sonde, die wese van sonde was teenwoordig. Daarom het ons 'n goddelike ingrype nodig as ons geestelik lewend wil word. Ek lees net gou vir u 'n vers of 2 om hierdie saak in u hart vas te maak. Daarom soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie. En vanmôre wil ek hê jy moet vir jouself sê, ek is nie uitgesluit van niemand nie. Die Bybel gaan verder en hy herhaal amper wat hy sê, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Dit beteken nie, jy kan nie 2 + 2 en by 4 uitkom doen nie. Jy kan nie
Dit beteken nie dat jy sonder verstand is, dat jy 'n som kan doen en 'n besluit kan maak nie, maar geestelik het ons geen verstand of aptyd vir God nie. Daar is niemand wat God soek nie. En jy sê miskien vanmôre daar in jou hart, maar ek het God gesoek. En ek het hom gevind. Was God weg gewees? Dat jy hom gesoek het? Was dit nie hy wat jou kom soek het? Soos hy vir Adam en Eva in die tuin gaan soek het, toe hulle gesondig het en hulle kruip weg van God, en God roep en hy sê, Adam, Eva, waar is julle? En skaam roep hulle agter die bos uit, Here, ons kruip weg. Hoekom kruip julle weg? Ons het gedoen wat u gesê het, ons moenie doen nie. Daarom wil ek vir u sê, dis God wat jou en my kom soek het. Daarom moet ons kyk ook vanmôre na hierdie begrip. Hierdie 144.000 is van die aarde vrygekoop, omdat God die inisiatief geneem het om in hulle harte te werk, dat hulle ook hulle nood aan hom sal sien. Vers 12 sê, hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Weereens praat die Bybel nie van goed doen in die algemene sin van die woord nie. As ou tannie val, gaan die meeste van ons haar optel. Tannie sê, okay, sit bietjie, kom ons skryf jou suikerwater, ons help haar bietjie. Ek dink daar's 'n natuurlike vermoë in ons om hier en daar goed te doen, is besig om al hoe meer te kwyn in ons samelewing waar selfsug besig is om oor te neem. Maar die Bybel sê, niemand doen geestelik goed. En die Bybel sê ons beste werke, sê gou vir my, is 'n verwerplike kleed voor die aangesig van God. En ek wil vir u sê, ek wil vir u die prentjie so donker skilder vanmôre, dat u daar in u bank sal sit, of in die stoel sal sit en sê, is ek so sleg? Is ek so verdorwe? En as ek by daardie punt uitgekom het, is daar lig aan die einde van die tonnel, want dan gaan God in jou hart skyn, om vir jou te wys, dis presies hoe jy en ek lyk. Maar daar's hoop in Christus. Daarom dis 'n daad van God. Hoor wat sê die Bybel vir ons baie duidelik, vriende. As daar nie 'n goddelike ingrype van God is nie, sal ons in ons dooie toestand doodgaan. Daarom sê die Bybel, Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was, deur die misdade en sondes. Nou daar is twee groot groepe in die kerk van die Here Jesus. Ons praat van die Arminiane en die Calviniste. Die Arminiane sê die mens is eintlik in 'n koma. Daar's iets goeds in hom wat een of ander tyd kan verstaan wat God van hom vra. En aan die ander kant is dit die Calviniste wat sê ons is dood en ons het 'n werk van God nodig. En as ek die Bybel reg lees, lyk dit vir my of die Calviniste meer reg is as die Arminiane. Hoekom? Want julle het, wat staan hier? Hy lewend gemaak, wat dood was deur die sonde en misdade. Hoor wat staan daar? Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees. Hoor nou, toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het. Nou luister vriende, as hier 'n man voor u staan, wat die wil van die sonde gedoen het, dan sit ek. Ek het van kleins af gedink, ek moet al die sonde nodig of moontlik doen. En op 'n stadium toe ek in die polisie was, het ek gesê, ek moet drink soveel as moontlik, dat my kinders niks oor het om eendag te drink nie. Die redenasies wat jy gehad het om jou sonde te regverdig. Hoor wat sê vers 4. Maar God. Ek wil vanmôre hê, u moet die prominensie sien van God se ingrype in die dooie toestand van 'n mens wat gebore word in sonde. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Wat beteken hierdie vers? Christus, was hy in 'n koma gewees? Baie van die liberale teoloë sê so. Hy het nie regtig opgestaan nie, want geen mens kan die dood oorwin nie. Die Bybel kom en hy gebruik hierdie vergelyking en die Here sê, soos Christus dood was in die graf en God hom lewend gemaak het, soos ek en jy dood in ons sonde en God moet ons lewend maak. Wil jy moet dit verstaan vanmôre? Hy is die een wat die inisiatief neem. Hy is die een wat lewe in jou dooie siel bring.
Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemel in Christus, sodat hy in die eeuw wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dis die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek vat toe hierdie week hierdie vers en ek dink by myself, wat sê die King James? Die meeste sê, luister, die King James is die vertaling van vertalings. En ander ouens sê weer, niemand kan die King James verstaan nie, hy is so diep Engels, dat selfs die ouens in Engeland sukkel om hom te lees. Maar kom ek probeer vir u verduidelik. Efesiërs 2:8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Hierdie woordjie gift, en ek gaan nie die Griekse uitspraak gee nie, want die Griekse kenner is hier, en hy gaan na die tyd vir my sê, dis nie hoe jy dit sê nie, so ek gaan net vir u die verduideliking gee. Hierdie woordjie gift in die Grieks beteken a present. Nou as ek vanmôre kom en ek gee vir een van hierdie dogters wat hier voor sit 'n persent, dan druk hulle hand in hulle sak en hulle haal daai sakgeld uit wat hulle pa vir hulle gee, so pak R200, né? En hulle sê, baie dankie dominee, hier's vir jou 'n betaling vir die persent wat jy vir my gegee het. Werk dit so? Dan is dit nie meer 'n geskenk nie, so die Bybel sê uit genade is julle gered deur die geloof, dit nie uit julleself nie, dit is 'n geskenk van God. Ek wil hê u moet die prominensie van die heilige God sien, in die lewend maak van jou siel, dat jy en ek ophou roem in onsself, en ophou wonder, gaan ons die heerlikheid haal of nie, maar dat ons sal weet, in hom het ons die verlossing. Hy het ons lewend gemaak. Hoor wat sê Handelinge 16 vers 14. En die vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster, nou dis nie 'n motorfietsverkoopster nie. Betouens sê dis 'n purper, daai motorfietsies wat so ry. Sy het nie motorfietsse verkoop nie, sy was 'n purperverkoopster, die kleur. Okay, van die stad Thyatira. Sy was 'n godsdien, hoor, sy was 'n godsdienstige vrou. Sy was godsdienstig, en toe preek Paulus die evangelie. En wat sê die Bybel? Sy luister en die Here het haar hart geopen om ag te gee wat deur Paulus gesê is. Hier staan 'n man voor u, groot geword in die evangelies gereformeerde kerk, ou nuwe protestantse kerk. Ek het elke jaar jeugkampe bygewoon, paaskonferensies, wederkomsdienste, en ek luister en ek hoor, en baie keer gaan ek uit en ek doen 'n gebed saam met 'n geestelike werker, en die volgende week as ek begin ek weer in sonde, en die 2 weke later bietjie erger, en oor 'n maand weet ek nie van die oorgawe nie. En die Here vat my weg na Swartwater grensbasis, die 4de Mei 1989, toe 'n kleerling man uit die Bybel lees, en in my sonde vasgevang, kom die Heilige Gees en die Here breek deur in my siel. En daardie môre weet ek, Gerard Beek is juis verlore op pad hel toe. En ek het daar gaan uitkniel en ek het geroep na God, omdat hy die een is wat die eerste stap neem, altyd. Hy bring lewe in my hart om te sien wie hy is, die verlosser, die redder. Ek lees net vir u nog 1 of 2 verse, 2 Korintiërs 4 vers 6. Hoor hoe pragtig beskryf Paulus dit, want God het gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn. Wie kan gou vir my sê, waarna verwys Paulus? Na die skepping. Die Bybel sê die aarde was woes en leeg en duisternis het op die wêreld vloed geheers, en God sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Paulus sê, want God het gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Wil jy verstaan waarom die kerk van Jesus vandag nie wil groei nie? Wil jy verstaan waarom mense 'n laassiening van God het? Want hulle dink hulle is in beheer van God. Hulle kan hom voorskryf, hy het sy mag en sy autoriteit aan hulle oorgegee, dat hulle na willekeur kan besluit oor hom, soos hulle wil. Luister, as God nie sy genade en barmhartigheid oor jou en my uitstort, en in ons duister hart sy lig skyn, die lig van die evangelie nie, sou ons nooit geglo het nie. Maar jy moet saam volg, want ek sien daar's 'n klomp ouens wat afleidings maak. Volg saam, byt vas, sit stil. Nog een gedagte. 2 Tessalonisense 2 vers 13, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders,
wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het, deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Hier is die oorgangsvers na die volgende gedagte wat ons nou gaan hanteer. Hierdie 144.000 is vrygekoop, omdat God in hulle harte, in hulle duister donker harte, die Jode wat Christus verwerp het, hulle wat hom gekruisig het, hulle wat gesê het, weg moet hom, dis hy wat in hulle harte geskyn het, en geestelike lewe kom bring het. Daarom het ek jou gevra aan die begin, is jy van hierdie aarde vrygekoop? Kan jy werklik sê, dit is 'n daad wat God in jou siel kom doen het? Dis God wat ons van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in waarheid. Maar die tweede gedagte, dis die daad van God op grond van die bloed van Jesus. Daar is baie mense wat sê, luister, ek is 'n uitverkorene van God, ek is gedoop toe ek 'n kind was, ek is daar in die verbond verseël, nou leef ek soos ek wil, ek doen soos ek wil, ek praat soos ek wil, ek gaan waar ek wil, maar ek sal eendag die hemel sien. As jy so gedagte het, jy sal die hemel in jou lewe nie sien nie. Want deur jou lewe gee jy bewys dat die duiwel jou vader is en die begeertes van jou vader doen jy. As God 'n daad in jou siel doen, dan doen hy dit op grond van die bloed van Christus. Met ander woorde, God trek my deur sy Gees. Hy bring lewe en hy trek my deur sy Gees na sy seun Jesus Christus. Hoor wat staan in Efesiërs 1 vers 3 en vers 7. Dit staan ook op my pa se grafsteen, vers 7. Ek gaan dit vir u lees, dit was een van sy gunsteling verse gewees. Dit staan op die hoeksteen by Kreersdorp gemeente EG Kerk. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee ons begenadig het in die geliefde, en hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Vriende, wat wil ek vanmôre vir u sê? Dat God red altyd 'n siel op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. As jy vanmôre vir my sê, is 'n kind van God, en jy het eintlik geen saak met Christus, en die voorbeeld wat hy gestel het op aarde, en die pad van heiligheid wat hy bewandel het nie, dan is jy nie deur God lewend gemaak nie. Want die Bybel sê vir ons dat as ons aan Christus behoort, dan sal ons wandel soos hy gewandel het. En dit vind alles plaas die dag wanneer God lewe bring, en ek sien hier die verloste heiland Jesus Christus, die verlosser en die saligmaker, en hy vergewe my sonde, en hy was my witter as sneeu, deur die bloed van die lam. Ek vra vanmôre vir jou, het jy al by daardie punt uitgekom waar jy ook uitgeroep het? Soos Thomas in Johannes 20 vers 28, my Here en my God. As jy nie daarvan kan getuig nie, is jy nog nie vrygekoop van hierdie aarde nie. Die derde gedagte, dis 'n bewustelike ondervinding in hierdie lewe. Wat bedoel ek daarby? Die Bybel sê vir ons, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie, en hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, wat die evangelie van die goeie verkondig. Luister, die daad wat God doen op grond van die bloed van Christus, is iets waarvan ek en jy weet. Dis iets waarvan ons bewus is. Dis iets wat met my gebeur in my siel, en daar is 'n uitvloeisel in my daaglikse lewenswandel. Daarom kry God die eer, en ek het onlangs vir 'n predikant gevra, waarom wil jy so graag die outeur van jou saligheid wees? Wil jy nie maar God eer, dat hy ook hierdie evangelie gebruik het, om jou hart te raak, sodat jy lewe kan kry, verlossing deur die bloed van Christus, en 'n nuwe lewe nie? Dis 'n bewustelike ondervinding in hierdie lewe. Met ander woorde, jy sal daarvan weet. En die Here gebruik die evangelie. Hy gebruik sy Gees wat die evangelie in jou hart lewend maak. Maar dit maak ook van jou 'n nuwe skepsel.
'n nuwe skepping soos die oorspronklike taal dit sê. Daarom as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ek wil vanmôre vir jou waarsku, vriende. Daar is 'n tendens vandag waar mense sê die Here kan jou redder wees, maar hy hoef nie jou koning te wees nie. Het jy dit al gehoor? Ons praat van die no lordship theory. Dan sê hulle, daar moet na jou redding nog een of ander werk plaasvind waar die Here weer 'n keer sonde kom uithaal en 'n groter werk vir jou doen. Wat ek nie in die Bybel vind nie, want Paulus verwys nooit terug na so iets wat met hom gebeur nie. Hy praat elke keer van Damaskus. Hy is op die pad van Damaskus, het die lig my omstraal, en God gooi my van my perd af, en hy roep my en hy sê, Paulus, ek het jou een kant gesit om vir my 'n getuie te wees. Ek wil vir u sê, ons lewe in 'n tyd waar mense die skrif aanpas volgens hulle tradisie. Daarom sit ons met soveel verwarring in die kerk van Jesus. As God jou red, is die grootste enkele daad wat aan jou siel kan doen. Want hy bring jou oor van die duisternis na die lig. Van dood na lewe. Van 'n haat van God na 'n liefde vir God. Na 'n haat van sy woord na 'n liefde vir sy woord. En die boek van die boeke bly vir jou die kosbaarste wat daar is. En die laaste gedagte onder hierdie eerste punt. Jy ontvang die goddelike natuur. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in die Godvrug dien deur die kennis van hom, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Wat is 'n goddelike natuur? En ek het dit al voorheen in 'n boodskap gebruik, miskien was u daardie oggend nie daar nie, so terwille van julle wat nie daar was nie, gaan ek dit weer gebruik. As ons maar die verskil kyk tussen 'n lammetjie en 'n varkie. Dis vir my die illustrasie wat vir my amper die meeste sin maak. As jy 'n ou speenvark mooi skrop en jy sit vir hom 'n rooi stryk om die nek en jy het hom daar gegooi met baba poeier, want hulle doen dit deesdae, glo dit of nie. Die lewe is besig om wild te raak, maar in 'n geval. Hy's baie lekkerder op 'n braaivleisvuur, dit kan ek vir jou vertel, maar kom ons gaan aan. Jy laat daardie speenvarkie wat geskrop is met die rooi stryk op die nek en die baba poeier laat jy vry op die werf. Waarna toe hardloop daardie varkie? Modder toe, hoekom? Dis sy natuur, hy wil dit doen. Daarom moenie vanmôre sê jy's van bo gebore, jy is nuut gemaak, jy is weergebore, maar daar is geen nuwe natuur by jou nie. God se natuur is afwesig. As ons die lammetjie aan die ander kant kyk, as jy daai lammetjie in 'n poel modder sit, wat gaan gebeur? Jou voetjie skop, hy wil uitkom, hoekom? Want hy's nie 'n vark nie. Baie interessant dat die Bybel vir ons sê. Hy sê ek is die deur van die varke, nê? Nee, ek is die deur van die skape. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En daarom wil ek vir jou vanmôre vra in die begin, het jy die goddelike natuur? Kan jy sê is van bo gebore? En sien die kans van nog een punt. Die tweede gedagte, vriende. Ek wil net vir u noem, as u kan sê ja, dan wil ek vir u sê die Here sal jou veilig in sy heerlikheid neem. As jy vanmôre kan sê ek is van bo gebore, wees verseker dat die Here sê die goeie werk wat hy begin het, sal hy volëindig. En dit is die heilsweg wat jy vind daar in Romeine 8, vers 29 tot en met vers 39. En dis jou huiswerk wat jy vanmiddag by die huis moet gaan doen. Want die Here sê wat die wat hy geregverdig het, die het hy verheerlik. Hulle is vrygekoop van die aarde, hulle dra die seël en teken van die Here. Ons het die Gees ontvang en daarom weet ons met sekerheid ons sal eendag by die Here in die heerlikheid wees. Maar die tweede gedagte, en daarmee gaan ek afsluit, en hy het nie 5 punte onder hom nie. Hou moed, is net een gedagte. Want u sien ons is besig om te praat oor die 144.000 getuies. Die Bybel sê hulle is vrygekoop van hierdie aarde. En die Bybel sê hulle het moreel en sedelik rein gelewe. Hulle het moreel en sedelik rein gelewe. Kom ek lees vir u wat staan in Openbaring 14 vers 4. Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. Beteken nie dat hulle nooit 'n vrou gehad het nie, maar die feit is dat hulle rein was in hulle verhouding met die vrou wat hulle gehad het. Daar is sekeres wat reken dat hulle nooit getroud was nie,
Maar die begrip en die gedagte wat hier na vore gekom het, hierdie 144.000 getuies, is deur God eenkant gesit, en die Bybel sê daar was sekere eienskappe, hulle was vrygekoop van die aarde, hulle was nuut gemaak deur God, maar hulle was ook sedelik en moreel rein gewees. Jy sien, die Here en die mense wat hulle geken het geweet dat hulle onberispelik was in hulle sedelike lewe. Baie duidelik sien ons dat hierdie 144.000 getuies 'n geweldige impak gaan maak. Waarom? Ons het laasweek gesien, daar gaan 'n ontelbare menigte onder die troon van God wees, wat gered is uit die tyd van die groot verdrukking, waarvan die 144 getuies 'n geweldige rol gaan speel in die uitdra van die getuienis, en dan ook dat die Here deur hulle getuienis siele sal red. Hierdie gedagte was my belangrik toe ek het voorberei het, vriende. Daar was nie agterdog, rookies wat getrek het, of optredes wat hulle getuienis gekanselleer het nie. Nee, hulle het moreel en sedelik rein gelewe. En toe kom ek by die volgende geestelike les wat ek vanmôre in u midde wil hê. As ons kyk na die 144.000 getuies, hulle is vrygekoop, maar hulle het ook die karakter gedra van vrygekooptes. Hulle was moreel en sedelik rein. Nou, ons leef in 'n land en in 'n wêreld met seksuele perversie en losbandigheid. Mense slaap oor en weer, en buiteegtelike verhoudings is amper nie meer snaaks nie. Homoseksualisme en lesbiese verhoudings is aan die orde van die dag. Stem jy saam? As jy vandag in 'n gesprek waag om iets te sê oor homoseksueel of 'n persoon wat in 'n lesbiese verhouding is, dan kyk hulle jou aan asof jy van Mars afkom, in plaas van dat jy hulle aankyk asof hulle van Mars afkom. Alles het verander. U sien, ons leef in 'n wêreld waar hierdie goed in jou keel afgedruk word. Selfone, televisie, ons dink aan die media, alles word in jou keel afgedruk. Hulle kan nie 'n kar mee adverteer sonder 'n vrou wat met een of ander ding staan en jou probeer uitlok asof sy te koop is nie. Miskien soos een predikant eendag vir 'n vrou gesê het, sal jy saam met my slaap vir $1? Die sê sy vir hom, is jy mal? Of vir $100,000? Sê eerder so, sal jy saam met my slaap vir $100,000? Toe sê sy, ek sal dit oorweeg. Hy sê vir $1, sy sê, is jy mal, wat dink jy van my? Hy sê, ek het klaar agtergekom, wie is, ek onderhandel net oor die prys. Die gedagte net, vriende, dis die tyd waarin ons onsself bevind. Hierdie manne was geestelik, was hulle lewend gemaak en hulle was moreel en sedelik rein gewees. Kinders van die Here kan in hierdie omstandighede hulle wapenrusting laat sak en na boeke, TV, film, selfone en dinge kyk wat hulle stadig maar seker kan inkatrol om later ook hierin 'n ligter siening in te neem of selfs hierin te val. Ek praat met 'n predikant 'n tyd terug en hy kyk 'n film in sy studeerkamer waar daar naaktheid op is en ek sê vir hom, hoe kan jy daarna kyk? Ek het 'n reeks dienste by hom gaan hou. Hy sê, ou broer, as jy nie daarna wil kyk nie, kan jy na niks kyk nie. Toe sê ek vir hom, kyk ek na niks. Ons is besig om onsself te kondisioneer dat ons 'n brandpolis gekry het by God. Ons sal nie hel toe gaan nie, luister, jy sal die hel beerwe as jy in hierdie sonde bly voortlewe. As 'n film gemerk is 18 NVL, beteken dit nie omdat jy oor 18 is, jy kan dit kyk nie. Dit beteken, ek het die navorsing gaan doen in die HAT van die Bybel, staan die volgende, nie vir lidmate van die kerk van Jesus nie. Met ander woorde, bly weg van hierdie soort dinge. Nou, iemand 'n man vanmôre hier is, sal vir my kan sê, elke dag klop hierdie versoeking op een of ander manier aan my en jou deur. Elke dag is daar een of ander ding wat na my en jou kant toe kom. Al hoe ons staande kan bly, is deur die Heilige Gees van God, wat ons lewend kom maak het. Die Here sê in 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 8, want het is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van die hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge.
Soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Ek wil vanmôre vir u sê, dis die probleem van ons tyd. Gaan kyk in die wêreld, die perversie. Gaan kyk in die kerk en jy vind presies dieselfde. Daarom wil ek vir jou vanmôre sê, ek gee nie om of jy 'n oorgawe aan Jesus gemaak het nie. As jy 'n oorgawe aan hom gemaak het en jy leef nie sedelik en moreel rein nie, het jy aan 'n valse Jesus 'n oorgawe gemaak. 'n Jesus wat nie bestaan nie. 'n afgod wat jy vir jouself geskep het. Want die Bybel sê hierdie 144.000 was van hierdie aarde vrygekoop en jy kon dit sien, hulle was sedelik en moreel rein. Ek vat u verder. Vriende, hoor, seksuele sonde gebeur nie, maar net nie. Dit is die leuen van die media en die duiwel nou. Mense wat hier sit, wat Woody Buckham ken. Nou, Woody is 'n swart man wat preek, hy uit Amerika. Hy is einde September in Suid-Afrika, as julle saam met my wil kom kyk, of kom luister, groot man. En hy het 'n reeks aangebied oor die huwelik wat fantasties is. En hy praat van the one. En dan loop ek daar in die straat, dan sien ek hierdie, the one. En dan dink myself, dis sy. En as ek klaar in die kooi was, moet dan besef ek, is nie sy nie. Sy's net soos die ander ene. Dis my begeertes wat my dryf, omdat God se Gees nie in my woon nie. Of jy sê, jy connect nie een dag op 'n reendag met 'n ander een, en weet ewe skielik, dit was meant to be nie. Daar bestaan nie so iets nie. As kind van die Here, seksueel oortree, beteken dit dat hy of sy daarvoor gaan soek het, en geestelik nie met God op standaard was vir 'n tyd nie. Ek wil vir u sê, dit laat lewenslang 'n letsel op jou lewe, op jou huwelik, op jou kinders, op jou reputasie, en op jou geestelike lewe. En wie kan vir my 'n voorbeeld gee van hierdie man, waarvan ek nou praat? Die man Dawid. Hy moes op die oorlogsveld wees, hy loop op sy dek van sy paleis, en hy sien hierdie tannie wat bad. Nou wonder ek ook om bad sy Dawid ek kan sien. Miskien het sy, kom ons los dit daar. Wat gebeur? Dawid doen navraag. Dawid sê, wie is daai tannie? Gaan haal haar vir my, en baie kommentaarskrywers sê dit, en ek stem nie noodwendig met hulle saam nie, maar hulle sê dat Dawid hom afgeforceer het op haar, omdat hy koning was. Het hy die reg gehad om te vat wat hy wou. Was dit reg in God se oë? Dawid was koning omdat God hom aangestel het, en God sê vir hom, jy sal nie maak wat jy wil nie. Luister. Vir 'n jaar lank het Dawid die tug van die Here ervaar. Die Bybel sê dat sy gebeente het uitgeteer, het gebrand soos 'n koolvuur. Daar was in sy hart 'n gesig. As jy vanmôre nie berou het oor jou sonde nie, is jy nie 'n kind van God nie. Hoor wat ek vir jou sê. As jy met hierdie boosheid besig is, sal dit jou lewe vernietig en verwoes. Moet nie dink na jou seksuele oortreding gaan 'n gebedjie dit alles regmaak nie. Jy en jou gesin sal die letsels dra. Neem eerder die Josef gesindheid in. Wat was Josef se gesindheid? Onthou jy vir tannie Potifera? Daai was 'n wille tannie. Jy moet daar nie 'n skoonma hê nie. Ek hoor deesdae, dit is aan die orde van die dag, dat skoonmaas deesdae so oorag is, dat hulle 'n skoonseuns nie kan uitlos nie. Ons lewe in 'n perverse tyd. Daarom wil ek vir u sê, pas op. Wees seker dat u, wanneer u 'n lewensmaat soek, iemand soek wat kuis is, wat uit 'n huisgesin kom, wat lief is vir die Here en die Here dien. Hierdie man Josef, sê die Bybel, het gewerk vir Potifar, en na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. 9 uit die 10 mans in Suid-Afrika vandag sal sê, noem die plek en die tyd, en ek is daar. Josef het geweier. Vers 9. Josef sê vir haar, Potifar is nie in hierdie huis groter as ek nie, en hy het niks onthou van my nie, behalwe u, omdat u sy vrou is.
Dis 'n verbintenis tussen 'n man en 'n vrou wat God daar gestel het. Hy is die een wat getuie was by die aflê van die eed, van die belofte dat ek getrou sal wees. Daarom is daar nie 'n ding soos 'n huwelik tussen twee mans nie. Daar bestaan nie so iets nie. Of 'n huwelik tussen twee vrouens nie. Dis 'n snerp, dis 'n leuen, dis 'n bedrogspel. Paulus het ander woorde daarvoor dat ons nie nou op die kansel kan sê nie. Vers 9. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie. En hy het my niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou is. En luister verder. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Onthou u die groot prediker Jimmy Swaggart? Die massas mense wat sit, en dan speel hy daai klavier, hy kan hom gespeel het. Luister vir my. As hy vingers so oor daai note speel, en hy sing hierdie liedjie, dat hy vrygekoop is, en hy was 'n verlore man, dan dink jy by jouself, wow, hierdie man moet 'n verhouding met God gehad het. En dan kry hulle hom elke nou en dan saam met klomp prostituie in 'n kar. En luister, vandag is Jimmy Swaggart se bediening 'n belaglikheid. En die wêreld kyk daarna en hulle sê, is dit wat kinders van God doen? Die 144.000 getuies het die Josef gesindheid gehad. Die Bybel sê, hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Toe gryp sy hom. Hierdie was 'n wille tannie. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed aan haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Wat was die resultaat? Kom ek sê vir u, dit het hom meer as 2 jaar in die tronk gekos. Ek ly eerder terwille van hierdie saak, voor ek hierdie saak doen, en op 'n ander manier ly, wat my lewenslang skade sal berokken. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, as man, as vrou, as jong mens, hierdie 144 getuies was in die eerste plek vrygekoop van hierdie aarde. Dis 'n daad van God op grond van die bloed van Christus. Dis 'n bewustelike ondervinding in hierdie lewe. Dit maak van jou 'n nuwe skepsel. Jy ontvang God se natuur. En jy leef sedelik en moreel rein. Dis die een sonde waaroor God die meeste in die Bybel waarsku. Hy sê, moenie jou broer in hierdie saak bedrieg nie. Wees rein voor God. Luister, dan sal jy getuie kan wees. As jy jou mond dan oopmaak, gaan mense na jou luister. Want dan gaan hulle sê, die man se hart en sy woorde, hulle loop saam. Hulle is in harmonie met mekaar. Ek is klaar. Glo dit of nie, daar is nog 'n hele klomp punte. Hulle het die lam gevolg onder baie moeilike omstandighede, maar ek gaan ophou want ek moet vlieg. Kom ons bid saam en ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee by die volgende boodskap, dat ons hierdie 144.000 onberispelike getuies sal sien en hoe ons ook kan leer uit hulle lewens. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die grootste begeerte van my hart vanmôre is dat ons seker sal maak ons is van bo gebore. Dat ons seker sal maak God het 'n werk in ons siele kom doen, wat na buitekant toe uitwerk, waar ander mense kan hoor, kan sien en kan verstaan dat U goed is, dat U genadig is, dat U barmhartig is en dat U ook hulle wil red en aan hulle genade wil skenk. Ons verstaan nie altyd hoe werk die soewereiniteit van God in die redding van 'n mens en die verantwoordelikheid van 'n mens. Dis nie vir ons hier om dit te probeer uitsorteer nie. Dit staan in die Bybel, al twee pole is in die Bybel opgeteken en ons versoen onsself daarmee dat U o God weet. En ons kan weet, omdat 1 Johannes 5 vers 13 sê, dit het ek geskrywe sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Hierdie 144.000 getuies was sedelik en moreel rein. Hulle het hulle nie besoedel met vrouens nie. Here, ek bely dat ons leef in 'n tyd waar hierdie saak hand uitruk. Jy kry ouers wat 13-jarige kinders na jou toe bring wat verslaaf is aan pornografie. Die jongste kind 5 jaar oud. 5 jaar oud verslaaf aan pornografie. Here, dan besef ek ons lewe in 'n geweldige uitdagende tyd. Ek bid dat ons seker sal maak ons ken U sodat ons staande kan bly wanneer hierdie aanslag na ons kant toe kom, want dit gaan kom, een of ander tyd. Help ons om getuies te wees vir U staande te bly, Here, teen die liste van die duiwel. Sonde het altyd gevolge, en hoe hartseer is die gevolge net nie. Dit beïnvloed nie net my lewe nie, dit beïnvloed mense om my,
Dit beïnvloed 'n gemeente, dit beïnvloed 'n gemeenskap. En Here, wat vir die wêreld reg is nie vir die kind van God reg nie. Ons moet haat dit wat die wêreld lief het. Want ons het U lief, omdat U ons vrygekoop het. Ons gaan volgende week aangaan met hierdie reeks, Here, en ek vra dat U ons harte sal voorberei vir die laaste 3 gedagtes, hoe hierdie onberisplike getuies vir U 'n groot werk gedoen het, en hoe U ook hulle kragtig gebruik het. Hou ons getrou aan U, Here, hou ons staande, en help ons wanneer ons geval het om na U te vlug, en soos ons gisteraand in die huisgodsdienst gelees het, sê Dawid, strome van waters het met my wange afgeloop, omdat ek U verordeninge nie onderhou het nie. Mag ons weer berou hê oor ons sonde, 'n diep God gewerkte berou, sodat ons kan verander om U te verheerlik. Vader, ek bid dit in die algenoegsame oorwinnende naam, die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.